Dis hierdie reeks waarin ons is. Die tema van hierdie reeks is Missie mense. En dis wie ek en jy is. En miskien het jy nog nie lekkere greep op wat dit beteken nie, maar hou vas. Verlede week het Matthys begin praat oor die eerste deel van ons as missie mense, en dit is dat jy God se meesterstuk is. Jy's so amazing. Die Here het nie 'n fout gemaak met jou nie. Jy's presies wie hy wil hê jy moet wees. Jy's sy meesterstuk. En onthou, 'n meesterstuk lyk anders vir ander mense. As jy fine bone china het, is dit die persoon wat dit gemaak het se meesterstuk. Maar as jy 'n rof afgewerkte erde kruik is jy die persoon wie daardie erde kruik gemaak het se meesterstuk. So jy lyk dalk nie soos die meesterstuk langs jou nie, maar dis oukei. Jy's God se meesterstuk. En dis al wat belangrik is. En vandag gaan ons verder in hierdie reeks oor identiteit, oor wie jy is in Christus. En wanneer dit kom by identiteit, moet ons verstaan, wat beteken dit om 'n missie mens te wees? Wat beteken dit? Hoe leef ek dit uit? Wat maak ek met hierdie konsep van ek is 'n missie mens? Wat moet ek doen? Is daar iets wat ek moet doen? En ek wil vir jou 'n stelling lees. En ek gaan hierdie stelling eers lees en dan wil ek hê jy moet dit agter my aan sê. Is dit oukei? Right, so die stelling is: as jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. Sê dit gou saam met my. As jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. En dit is vandag baie belangrik, dat jy dit sal onthou en dat jy dit sal snap. As jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. En ek dink dit is iets waarmee baie kinders van die Here vandag sukkel. Ons weet nie lekker wat om te doen nie. Ons weet ons is kinders van die Here, maar wat maak ek daarmee? Ons hoor ons het hierdie wonderlike boodskap wat hier in ons lewens brand, maar ons weet nie lekker wat om daarmee te doen nie, en ons weet nie lekker wie ons is nie. En omdat ons nie weet wie ons is nie, weet ons nie wat om te doen nie. Kom ek gee gou vir jou 'n voorbeeld. Elke keer wanneer ek uitgenooi word na 'n braai toe, of na 'n piknik, of na 'n formele diner, of waar ook al, wanneer daar kos is, dan word daar gesê, Pietie, sal jy asseblief vir ons die tafelgebed doen? En dan baie keer dan sê ek, hoorie, maar hoekom doen jy nie die tafelgebed nie? En dan word daar vir my gesê, nee, jy is die pastoor. Ek is net 'n gewone, normale Christen. Jy is die pastoor. Wel, ek kan amper hoor wanneer dit gesê word, hoor, jy is die pastoor, ek is net die huisvrou. Of jy is die pastoor, ek is net die drywer. Of jy is die pastoor, ek is net die sakeman. Jy is die pastoor, ek is net die prokureur. Of wat jou beroep ook al mag wees, wat jy ook al in jou lewe doen. Maar ek wil vir jou sê, jy's baie meer as net dit. En as jy so voel, dat jy maar net 'n gewone Christen is, dan verstaan jy nog nie wie jou en wat jou identiteit in Christus behels nie. Maar wanneer jy weet wie jy is, gaan jy weet wat om te doen. Kom ek verduidelik vir jou, hoekom jy nie so gewoon is nie. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, lewe binne in jou. Dis nie gewoon nie. Jy het toegang tot die troon van God. Dis nie gewoon nie. Nie almal op hierdie aarde het daardie toegang nie. Jy het die mag, die vermoë, die autoriteit om die naam van Jesus Christus te gebruik. Dis nie gewoon nie. En as jy besef wie jy is in Christus, gaan jy besef wat jy kan doen. So ek wil jou gou na 'n skrifvers toe vat. As jy jou Bybel hier het, maak dit gerus saam met my oop, lees in jou
in jou foon, of jou tablet, wat ook al, saam met my, 2 Korintiërs 5 vers 17, en ek gaan net die ou vertaling uitlees. Dit sê, daarom, as iemand in Christus is, en die teikers, o gats, jy gaan maar stadig op, okay, alright, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So kom ons kyk gou na hierdie skrif. As jy jou Here lewe vir die Here oopgemaak het, dan sê die Bybel, jy is 'n nuwe skepsel, en iets wat nuut gemaak is, het 'n nuwe doel. So jy het dalk gedink, jy het 'n doel op aarde, maar van die oomblik af, dat die Here jou lewe kom verander, het jy nuut gemaak is, het jy 'n ander doel. My bril afval, dat ek julle nie oë kan kyk, anders kan ek julle nie sien nie. Jy het 'n nuwe doel, en as jy weet wie jy is, gaan jy weet wat om te doen. Gaan jy weet wat daardie doel in jou lewe is. Maar die probleem, dink ek, met baie van ons as kinders van die Here, ons verstaan steeds nie dat ons hierdie nuwe skepsel is nie. Dit is soos 'n rispe, né? 'n wurmpie. Wanneer 'n wurmpie homself toespin in 'n kokon, en daar kom 'n fantastiese mooi skoenlapper uit, dan is hy 'n nuwe skepsel. Maar verbeel jouself, daai wurmpie, wat verander het in 'n skoenlapper, daardie skoenlapper verbeel hy's nog steeds, of hy dink hy's nog steeds 'n wurmpie, en hy kruip nog steeds op die grond rond. Hy het vlerke gekry, hy kan vlieg, maar nee, ek is nog steeds 'n wurmpie. En dis wat baie keer met ons as kinders van die Here gebeur. Jy word getransformeer, jy word 'n nuwe skepsel, maar jy weet nie wat om daarmee te maak nie. En ek hoop aan die einde van hierdie reeks gaan jy verstaan dat jy God se meesterstuk is, en na vandag dat jy iets ekstra gaan verstaan oor wie jy is. Hoor gou wat sê die B-gedeelte van hierdie vers. Hierdie boodskap van versoening het hy aan ons opgedra om te gaan verkondig. Wie sê die ons? Is ek en jy. Dis die kinders van die Here. Dis mense wat gesê het, Here, ek maak my lewe vir U oop. Dis wie ons is. Hierdie boodskap van versoening het die Here aan jou en my opgedra om te gaan verkondig. As jy weet wie jy in Christus is, gaan jy weet wat om te doen. Wat moet jy doen? Ons het 'n boodskap om te gaan verkondig, 'n boodskap van versoening, wat Christus vir ons aan die kruis kom doen het. Dit is die boodskap wat ek en jy moet uitdra aan 'n wêreld daar buite. Dis hoekom ons missio mense is. Dis hoekom ons sê, Here, hier is ek, stuur my. Dis hoekom ek en jy lewe. En ek wil weer vir jou sê, daar is niks gewoon omtrent jou nie. Hoor wat sê vers 20. Net die volgende vers van hoofstuk 5 van 2 Korintiërs. Ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons 'n appel aan julle rig. Ons smeek julle ter wille van Christus, kom tot versoening met God. As jy as kind van die Here nog nooit geweet het wat jy moet doen nie, en wie jy is nie, luister mooi. Jy is 'n ambassadeur van Christus. Jy is nie net iemand met 'n shady verlede nie. Jy is nie net iemand wat nou sukkel om jou lewe agter mekaar te kry nie. Jy is nie net iemand wat deur 'n krisis gaan in jou lewe nie. Jy is 'n ambassadeur van Christus Jesus, wat deur God ons 'n appel aan ander mense wil rig, wat deur ons van God 'n appel wil rig. So, wat beteken dit om 'n ambassadeur te wees? 'n Ambassadeur, en ek het dit op die skerm gesit, is die hoogste amptenaar wat sy land by 'n vreemde land verteenwoordig. 'n Ambassadeur het baie meer regte en voorregte as iemand wat net in 'n ambassade werk. As jy in 'n ambassade werk en jy druk knoppies en jy vat ouens se vingerafdrukke en jy skuif papiere rond, dan is jy nog nie 'n ambassadeur nie. Maar wanneer jy 'n ambassadeur is, het jy die hoogste reg, jy die hoogste voorregte, want jy is die hoogste amptenaar wat 'n ander land verteenwoordig.
verteenwoordig. So sê gou vir jouself die volgende. Ek is Christus se ambassadeur, gestuur deur God om hemel op aarde te verteenwoordig. Dis wie ek en jy is. Ek is Christus se ambassadeur, gestuur deur God om hemel op aarde te verteenwoordig. This world is not our home. Hierdie aarde is nie jou en my tuiste nie. Ons bly net hier. Ons is hier gebore, maar dis nie ons tuiste nie. Dis net 'n tydelike woning vir jou en my as ambassadeur, want jy verteenwoordig die koning van die konings hier op aarde. Jy het 'n baie goeie plek gemis om amen te sê. Maar dis oukei. Ek wil weer sê, as jy weet wie jy is, gaan jy weet wat om te doen. OK, miskien sê jy vanoggend, wow, kom ons time out 'n bietjie hier. Ek is beslis nie 'n ambassadeur nie. En as jy my vrou of my man of my kinders en die mense rondom my gaan vra, gaan hulle ook vir jou sê, ek is nie 'n ambassadeur nie. Kyk hoe lyk my lewe. Kyk die foute wat ek maak. Kyk die verkeerde besluite wat ek maak. Kyk die gewoontes wat ek het. Ek lyk nie soos 'n ambassadeur nie. Ek voel nie soos 'n ambassadeur nie. Hoor gou wat sê Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. Vriende, 'n ambassadeur stel homself nie aan nie. Ek kan nie hier afstap na die ambassade toe en sê, luister, van nou af is ek die nuwe ambassadeur van Suid-Afrika in Pakistan nie. Hulle gaan vir my lag. Jy moet geselekteer word, gekies word, en dan word jy aangestel. En hoor net weer wat sê die skrif. Julle het my nie gekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. As jy weet wie jy is, gaan jy weet wat om te doen. Dis dan wanneer hierdie naam teen ons muur, Mishu Day, en hierdie hele preekreeks van Mishu mense vir jou begin sin maak, dat jy verstaan, daar waar jy is, daar waar jy gaan, is jy God se ambassadeur. En daar's 'n taak wat jy moet doen. En hierdie skrif sê ons het vrugte wat ons moet dra. Vrugte wat sal hou. Dis wie ek en jy is. Dis wie die Here ons gemaak het. Hoor wat sê vers 19. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie. Weereens, hierdie is net ons tydelike tuiste. Ons behoort nie hier aan hierdie wêreld nie. Omdat julle nie egter aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het. Jy voel dalk nie soos 'n ambassadeur nie. Maar die Here het jou gekies. Want jy beweeg waar net jy kan kom. Jy praat met mense, waar ek, Matthys, Marius, ons gaan dalk nooit by hulle uitkom nie. Maar jy's God se ambassadeur om daar 'n verskil te maak, daar te praat, daar te gesels. Jy is Christus se ambassadeur. Nou, jy het nodig om dit wat jy nou hoor, van kopkennis af na hartskennis toe te skuif. Want dis alleenlik hoe dit vir jou gaan sin maak in jou lewe vorentoe. Jy het nodig om dit te internaliseer, né? Maak dit jou eie. Trek dit vir jouself aan. En dieselfde het met Paulus gebeur. As jy Paulus se storie ken, dan sal jy weet, hy was nie die mees gewildste persoon onder die Christene nie. Want hy het Christene vervolg, toe hy nog Saulus was. Hy het Christene doodgemaak, vervolg, want hy het niks gehou van die boodskap wat hulle verkondig en dit wat hulle voorstaan nie. En dan kom die Bybel en in Handelinge praat die Here met Ananias en hy sê vir Ananias, gaan na Paulus toe. Ananias sê, daar's nie 'n manier nie. Hierdie ou maak mense soos ek dood. Ek
Ek gaan verseker nie gaan nie. En die Here sê die volgende vir hom, in Handelinge 9 vers 15. Gaan doen wat ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies. As jy voel nie soos 'n ambassadeur nie. Jy kyk vir jouself in die spieël, en die persoon wat vir jou terugkyk, lyk nie vir jou soos 'n ambassadeur nie. Onthou net, dieselfde geld vir jou. Jy is as 'n instrument uitgekies. Die Here het jou gekies. En die persoon langs jou. En die persoon langs jou. Ons is deur die Here uitgekies om 'n verskil te gaan maak. Hy sê, ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na die volke en die konings en ook aan die hele volk van Israel. Na wie toe word jy gestuur? Jy's God se instrument. Hy het jou gestuur na iemand toe om 'n boodskap uit te dra wat net jy kan uitdra. Maar omdat ons nie lekker weet wie ons is nie, weet ons nie lekker wat om te doen nie. Jy is God se ambassadeur. Hier is nog iets om te onthou. Wanneer jy ambassadeur is, verteenwoordig jy nooit jouself nie. Wanneer jy Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika is, dan verteenwoordig jy die regering, die land en alles waarvoor Suid-Afrika staan. Ja, selfs load shedding. Ons kan nie wen nie. Jy verteenwoordig nooit jouself as 'n ambassadeur nie. Daar's altyd iemand of iets anders wie jy verteenwoordig. En in ons geval verteenwoordig ons Christus as koning van die koning, Here van die Here. Dis wie ek en jy verteenwoordig. Jesus was die perfekte voorbeeld van 'n ambassadeur. Ek wil vir jou lees wat sê Johannes 6 vers 38. Jesus sê hierdie woorde. Hy sê, ek het van die hemel afgekom, nie om my wil uit te voer nie. Hoekom? Want hy was sy Vader se ambassadeur op aarde, maar die wil van hom wie my gestuur het. En wanneer jy ja sê om as missio mens op te tree, om te sê, Here, hier is ek, stuur my, dan verteenwoordig jy nie jouself nie. Dis hoekom dit oukei is as jy nie soos 'n ambassadeur voel nie. Want die persoon wie jy verteenwoordig is baie groter as jy. En hy wat binne in jou leef, die Gees van God wat binne in jou is, maak jou wie jy is. Nie jou foute, jou flaters. Dis nie die som totaal van wie jy is nie. Moenie daaraan vaskyk en dink die Here kan jou nie gebruik nie. Jy is 'n ambassadeur van God se koninkryk. En ek wil sê wat Matthys ons geleer het en wat so 'n mooi spreekwoord is, hoe jy lewe maak saak, né? Hoe jy lewe maak saak. Familie, hoor gou. Jy kan nie iemand nooi om jou Facebook bladsy te gaan like. En dan post jy foto's waar jy dronk op 'n partytjie staan nie. Jy kan nie dit doen nie. Jy's 'n ambassadeur. Hoe jy leef maak saak. En ek wil jou uitdaag om by 'n plek te kom waar jy kan begin besef dat die Here het 'n plan met jou lewe. En omdat jy sy ambassadeur is en jy hom verteenwoordig, nie jouself te word, ek en jy geroep na 'n hoër plek toe. Ons word geroep na 'n plek toe waar ons ook 'n verantwoordelikheid het. Want as ambassadeur kan jy nie net so jou eie lysie maak en sê, "Alright, ek wil nou dit en dit en dit en dit." Nee, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie jou eie wil, ek kan nie Amerika toe gaan as ambassadeur en sê, "Ek wil nou my wil hier kom afdruk nie." Nee, want ek verteenwoordig nie myself nie. Ek verteenwoordig iets groter as ek. En jy verteenwoordig die grootste naam. Die naam bo alle name. En daarom maak dit saak hoe ek en jy lewe. Ulrich, ek wil vra dat jy by my gaan kom aansluit. Paulus skryf
nadat hy hierdie Damaskus ervaring gehad het, skryf hy amper 2/3 van die Nuwe Testament. En in een van sy briewe sê hy die volgende, 2 Korintiërs 10 vers 8. Lees weer die Nuwe Lewende Vertaling. As ek moontlik oordrewe trots voorgekom het, op die volmag wat die Here my gegee het. Luister mooi die woorde wat hy gebruik. Sal ek my nie daarvoor skaam nie. Dit was om julle op te bou, nie om julle af te breek nie. Hier is verskriklik baie in hierdie skrif. Ek en jy tree nie in ons eie autoriteit op nie. Ons tree op omdat ons die volmag van die Here ontvang het. As jy ooit gedink het jy is nie goed genoeg nie, jy is. Hoeveel keer word ons gebel? En dis, moet asseblief nie ophou bel nie. Asseblief nie. Maar hoor net vandag my hart. Hoeveel keer word ek gebel? Ag, ek voel nie lekker nie, Pietie, sal jy asseblief vir my bid? Met liefde. Maar het jy al ooit daaraan gedink om jou hand op jou eie lewe te lê en vir jouself te bid? Van dieselfde mag wat in my is in jou. Dis nie my eie krag nie. Daar's niks bonatuurliks rakende my nie. Ek is net 'n ambassadeur van God se koninkryk soos wat jy is. Daar's geen verskil tussen jou en my nie. Daar's nie 'n spesiale plek in die hemel vir pastore nie. Jy is God se spesiale plan. Jy is God se ambassadeur. Hy het jou gekies om 'n boodskap uit te dra en om vrug te dra. Hy het jou gekies om 'n missie mens te wees. Om te sê, Here, hier is ek. Stuur my. Wanneer jy met mense praat, wanneer jy saam met iemand bid, wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk, onthou, dis nooit jy nie, dis die gesag van die Here waardeur jy werk. En as jy gaan lees deur Handelinge oor hoe die vroeë kerk begin het om in daardie gesag in te tap, dan sien jy die wonderwerke wat begin plaasvind. En miskien is dit hoekom ons nie meer so baie van dit sien nie, want die kerk besef nie wie hulle is nie. As jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. As jy weet dat jy 'n ambassadeur van God se koninkryk is, sal jy dalk makliker vir jou vriende bid. Sal jy dalk makliker na hospitaal toe gaan en vir siekes gaan bid. Sal jy dalk makliker langs iemand inkom wat deur 'n moeilike tyd gaan. En nie wag dat iemand anders dit doen nie, want jy is God se ambassadeur. Jy is sy meesterstuk. Maar as meesterstuk het jy nodig om te besef, daar's iets wat die Here wil hê jy moet doen. Hy het vir jou die volmag gegee. En jy hoef nie skaam te wees daarvoor nie. Jy kan dit gaan uitleef. Luister gou-gou. As meesterstuk, as ambassadeur, as missie mens, is jy presies wie God nodig het. En ek wens ek kon so vinnig in elkeen van julle oë kyk, maar ek dink dit gaan te lank vat. So ek gaan net gou so oorscan. So kyk net vir my en sien net dat ek jou raak sien en dat die Here jou raak sien. Jy is God se plan vir vandag. Nie iemand anders nie. Jy is God se plan. Hy het jou uitgekies. Jy's die een wie hy nodig het om op te staan en 'n verskil te maak. En om hierdie boodskap oor te dra aan elke persoon met wie jy in aanraking kom. En ek wil jou vra, daar waar jy sit, wil jy nie net vir 'n oomblik jou oë toemaak nie. Binnekort gaan ek 'n oproep op jou doen. Maar net vir 'n oomblik, daar waar jy sit, maak net gou jou oë saam met my toe. En laat toe dat die Heilige Gees hierdie net in jou lewe kom bevestig. Net kom vasmaak. Ek het net nou gesê, ek ervaar so, hier is iemand wat buite kontak voel met God. Sê ek ervaar nie God se liefde nie. In my aanbod, my offer staan, asseblief. Ek wil saam met jou na afloop van hierdie diens bid, want die Here is lief vir jou.
En al besef jy dit nie, al dink jy hy het jou verlaat, hy het nie. Jy dink jy's verlore, die Here kan jou in 'n oomblik herstel. As jy nie weet watter kant toe nie, vandag is die beste tyd om uit te vind en die Here te vertrou in jou lewe. Ek wil vandag saam met jou 'n gebed doen en hierdie is 'n inklusiewe gebed. Dis nie 'n eksklusiewe gebed nie. Ek wil nie hierdie gebed aan 'n enkele persoon maak nie. Ek wil dit oopstel vir almal hier. En net soos ons vir die dopelinge sê, asseblief moenie dit doen net omdat iemand anders dit doen nie. Maar ek wil vandag vir jou vra. As jy verstaan en jy ervaar die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe as missie-mens, en jy besef dat jy God se ambassadeur is, dat jy hom verteenwoordig, en jy wil vandag sê, Here, ek sê ja. Ek sal u ambassadeur wees, by my huis, by my werk, op die sportveld, in die gym, daar waar ek kom, wanneer ek op my fiets is, wanneer ek draf, wanneer ek golf speel. Ek sal die ambassadeur wees. Wil jy nie net vinnig saam met my op jou voete staan nie, om te sê, ek sê ja. Ek sê ja. Weereens, ek gaan jou nie dwing om te staan nie, maar as jy voel, jy sê, Here, ek sal gaan, omdat ek presies is wie u nodig het vandag. Dan wil ek jou nooi om saam met my te staan. En ek wil vir jou 'n gebed doen. Dat jy vandag die erns van hierdie opstaan sal besef. En besef, as ambassadeur kan jy nie net sit en niks doen nie. As ambassadeur het jy 'n taak om te verrig. Jy het vrug om te dra. Jy het 'n boodskap om af te lewer. 'n Boodskap wat sê, kom na die Here toe. En ek is so dankbaar dat jy vandag sê, hier is ek. Here, stuur my. Ek wil graag saam met jou bid. Vader, ek dank U vir elke man, elke vrou, elke student, elke jong mens, elke kind, wat vandag in hierdie auditorium is en wat opstaan en sê, ek sal 'n ambassadeur wees in die koninkryk van die Here. Ek verstaan dat ek nie in my eie krag en in my eie autoriteit gaan nie, maar dat ek die volmag van die ene dra wie my stuur, en dit is Jesus Christus. Op daardie autoriteit kan ek optree, kan ek praat, kan ek doen. En ek kies vandag om ja te sê vir die roepstem. Dankie Here, dat U elkeen wat hier is gebruik. Dankie Here, dat U ons vandag aktiveer en dat U ons mobiliseer om 'n verskil te gaan maak daar waar ons kom. Wanneer ons kuier, wanneer ons gesels, wanneer ons in 'n vergadering is, wanneer ons sport doen, waar ons ook al kom, Here, ek is God se ambassadeur op aarde. Here, wanneer ons dit verstaan, wanneer ons verstaan wie ons is, dan dank ek U Heilige Gees, dat U ons leer wat om te doen. En ek eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. En almal sê, amen. Jy kan gerus vir 'n oomblik jou sitplek neem.